Goeiemôre, baie welkom aan een en elkeen van julle vanoggend hier in die huis. Kom ons raak rustig. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom, en deur hom, en tot hom, is alle dinge. Syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Voor ek vir ons bid, ek gaan 2 gedeeltes lees, maar ek gaan nie alles lees nie. Ek gaan dit vir jou los vir huiswerk vir volgende Sondag. Want ek gaan volgende Sondag aangaan oor hierdie boodskap. Maar kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord, u kosbare woord. En dankie vir geloof wat u skenk. En dankie vir genade wat u ook saam met dit gee. My gebed is vanoggend, Here, dat u ons ore sal oopmaak, dat dit ons hele wese sal rig, dat die kerk op die regte koers kan kom, sodat u verheerlik kan word, en die evangelie uitgedra mag word, tot aan die uithoeke van die wêreld, sodat die koms van die Seun van die mens spoedig mag plaasvind, in Jesus naam. Amen. So tema is dwaalleer, en dan 'n dubbelpunt gesit. Progressiewe Christendom teenoor tradisionele Christendom. En ek het, voor ek hier opgeklim het, ek vir die Here gevra, Here, gee dat as ek vanoggend preek, dat ek nie veroordelend sal preek nie, maar in liefde sal preek, want ek voel dit het tyd geword in die kerk, en die dinge wat in die kerk besig is om te gebeur, daar's dinge wat drasties besig is om te gebeur, en dat daar mense is wat nie weet wat regtig baie keer aan die gang is nie, en omdat dit baie keer maar uit onkunde is, en omdat ons nie altyd dinge verstaan nie. Die eerste gedeelte wat ek graag wil lees, is uit 2 Timoteus, die gedeeltes wat ek vir julle wil gee, 2 Timoteus 3, vanaf vers 10, tot hoofstuk 4, vers 5, soos 'n baie lang gedeelte, ek gaan dit nie lees nie, want daar is eenvoudig nie tyd nie. En dan die tweede gedeelte, baie aansluitend by dit wat Paulus daar geskryf het, 2 Petrus 1, vanaf vers 19 tot hoofstuk 2, verse 1 tot 22. Soos 'n baie lang gedeelte. Maar ek gaan dit graag vir julle vra, lees dit gerus op julle eie, gaan bestudeer dit daar op julle eie. Ek gaan in die nuwe vertaling vanaf vers 2 Timoteus 3 vanaf vers 10, en ek gaan hom deurvat tot hier by vers 5. Maar jy het my nagevolg in leer. Dis nou Paulus wat vir die jonge Timoteus skryf. Lewenswandel en lewensdoel in geloof, geduld, liefde en volharding. In vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Wat 'n vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit alles gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Hoor, baie mooi. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en word self mislei.
maar jy bly in wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. En dan die tweede gedeelte, ek het nie al vele gelees nie. Die tweede gedeelte kom uit die tweede brief van Petrus, hoofstuk 2, ek gaan vir julle net 'n paar verse daar lees. Julle kan gerus self die gedeeltes gaan lees. Maar daar was ook vals profete onder die volk. En so sal daar ook onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloon. So sal hulle self baie gou in die verderf stort. Baie mense sal hulle losbandigheid navolg en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die weg van die waarheid. In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit, maar hulle vonnis is lankal gevel en hulle ondergang is onafwendbaar. God het selfs die engele wat gesondig het, nie gespaar nie. Hy het hulle in die hel gestort en hulle laat boei om in die duisternis gevangene gehou te word vir die oordeel. Hy het ook die wêreld van die ou tyd nie gespaar nie, maar die sonvloed oor die wêreld van goddelose mense gebring. Net vir Noag wat die wil van God verkondig het en 7 ander mense het hy gered. Die stede Sodom en Gomorra het hy tot verwoesting veroordeel en tot as verbrand. En met hierdie voorbeeld het hy getoon wat oor die goddelose mense gaan kom. En tog het hy vir Lot gered, 'n eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige lewenswyse en sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor dat dit 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Die Here weet dus om die wat hom dien uit beproewing te red, maar om die goddelose te straf en vir die oordeelsdag gevangene te hou. Veral hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes en wat die gesag van die Here verag. Voor ek vanoggend begin, het ek reeds gesê, vanoggend wil ek nie veroordelend nie, want ek is 'n mens, mens julle. Maar ek wil eerder preek oor dit wat die waarheid is. Want daar buite is daar wolwe wat daar buite rondloop en sekere dinge verkondig en ons leef in 'n tyd ook wat
dinge baie drasties verander het, maar baie van hierdie dinge wat dalk drasties voel, het subtiel so met tyd in die kerk ingekom. En vanoggend se tema dwaalleer, en ek noem net nou vir julle dwaalleer die eerste gedeelte met opset, want ek wil graag eers iets daaroor sê voor ek die res van die tema verduidelik. Dwaling binne die kerk is nie iets wat maar nou in ons tyd in die kerk ingekom het nie. Dis iets wat alreeds van die Ou Testament se tyd afgekom het. Ons het, toe ek daar vir julle gelees het, Paulus het reeds gesê, of was dit Petrus gewees, reeds voor die voortyd was daar al dwaalde, valse profete gewees. Asook in die tyd toe die Nuwe Testament ontstaan het, was daar baie dwaalleraars, en Jesus het by verskeie kere gesê, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs, Matteus 7 vers 15, die ou vertaling sê, maar pas op vir die valse profete wat in skaapklere na julle kom, en van binne roofsugtige wolwe is. Maar dwaling het ook so deur die eeue gekom, soos ek reeds gesê het, of deur die eeue gebeur. Maar het die ware kerk van die Here Jesus altyd behoue gebly. En ek glo die ware kerk van die Here Jesus gaan ook behoue bly tot en met die wederkoms van Christus. Die reformatie waarvan ons almal deel is een van die groot momente in die geskiedenis van die Christendom. En dit is ook 'n bewys van die dwalinge wat daar lank in die kerk geheers het. En in so 'n tyd het die Here manne soos Martin Luther, Johannes Calvin in Zwingli en nog 'n paar onder opgewek, om die kerk weer terug te bring na sy wortels toe. Ek glo, ons is vandag weer in so 'n tyd. Weer in so 'n tydperk in die kerk. Dat daar baie dinge subtiel in die kerk ingekom het. Dat selfs Christene in die kerk verlei word. As God se Gees in my woonagtig is, dan gaan ek mos die vrugte dra wat by die bekering pas. En gaan jy soos Matteus 7 vers 5 tot 19, ek het net nie die ander gedeeltes vir julle gelees nie, aan hulle vrugte sal jy hulle ken. En nou om die res van die tema progressiewe Christendom en tradisionele Christendom, met 'n woord tradisioneel waarmee die meeste van julle bekend sal wees. Wat is 'n progressiewe Christendom? Die Woordeboek omskryf progressief as volg: dit is vooruitstrewend ten gunste van verandering. Nou dit kan goed klink, en verder vorder dit reëlmatig soos verandering plaasvind. Progressief. Met ander woorde, ek kan die woord verandering hieruit uithaal en sê in die konteks van progressiewe Christendom dat die mens blootgestel word aan verandering. Nou ek het al by verskeie kere gesê, ons as mens word blootgestel aan verandering. Dis iets wat deel is van ons menswees. Dus kan ek die volgende sê, progressiewe Christendom by definisie is die volgende: die verandering van siening en dat die konteks van die samelewing in ag geneem word, selfs bo die van die skrif.
Met ander woorde, my konteks waarin ek is, bepaal dit wat ek uit die skrif gaan uithaal. Wat is tradisionele Christendom? Die Woordeboek omskryf tradisioneel as volg: 'n oorgelewerde opvatting of 'n gebruik of 'n geloof. Gebruike wat oorgedra is van mond tot mond, van geslag tot geslag, of opgeteken in boek tot boek. Dit kan kerklike of maatskaplike of volkstradisie wees. Dat dit ook die gebruik binne 'n gesin of 'n volk is. Met ander woorde, 'n gesin het gebruikies, daar's tradisie binne 'n gesin. Daarmee het julle nie 'n probleem nie. Wat beteken kontinuïteit? Is 'n onafgebroke voortsetting, 'n samehang of 'n eenigheid, daar's 'n bestendigheid binne dit. Hoe definieer ek hierdie tradisionele Christendom? Tradisionele Christendom is dan die oorgelewerde opvatting van geslag tot geslag, en dat daar kontinuïteit hand aan hand saam met dit gaan. Met ander woorde, daar is bestendigheid binne tradisionele godsdiens. Die tradisionele godsdiens het deur die eeue die waarheid wat van geslag tot geslag oorgedra was, het dit behoudend gebly. En dan veral in ons kerklike geskiedenis, en dan verwys ek weer terug na ons reformatie, waaruit ons tradisie gekom het. En dan het ek julle al die woorde gehoor, sola scriptura, sola fide, sola gratia, skrif alleen, geloof alleen, genade alleen. Nou kom preek ek vanoggend oor dwalinge. En dalk is hier vanoggend mense wat my bietjie gemis het toe ek oor progressiewe Christendom gepraat het. Tradisionele godsdiens het ek ietsie verstaan daarvan, want ons verstaan tradisie. Want die meeste van ons het groot geword binne tradisie. Is net dalk die jongeres wat in 'n mindere mate aan tradisie blootgestel word. Of ek wil myself verstout deur te sê, die jonges van vandag het word meer blootgestel aan universele tradisie. Wat bedoel ek met universele tradisie? Met ander woorde, die tradisie binne 'n groep, soos byvoorbeeld die Afrikaner volk, of tradisioneel die Christendom, het sekere dinge nie meer begin belangrik word binne die kerk of binne die groep nie. Dinge wat van belang was binne hierdie groep, het nou nie meer relevant geword nie. Want daar moet nou na die geheel prent gekyk word, daar moet nou al die volke in Suid-Afrika gekyk word. Kom ek omskryf dit vir julle as volg. Dat ons as Christene meer akkommoderend moet wees met mekaar, veral in hoe 'n persoon glo en wat 'n persoon glo. En dat dit selfs so ver gegaan het as teenoor ander gelowe. Dat ons meer akkommoderend moet wees teenoor ander gelowe. Universele tradisie. Met ander woorde, die grense word afgebreek. En dit is skrikwekkend. En vanoggend wil ek graag 5 knelpunte aanraak. Ek wil hê julle moet hoor wat ek sê. En volgende Sondag gaan ek
meer in diepte in hierdie 5 knelpunte ingaan. Hosea 4 vers 6 sê, en ek lees hom graag uit die ou vertaling uit, die eerste gedeelte. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Progressiewe Christendom het so subtiel in die kerk ingekom. Dit het mense se gedagtes so subtiel verander, dat 'n mens dit so duidelik vandag in die kerk en in die samelewing sien. Dat jy kan sien dat dinge het in 'n ander rigting begin swaai as wat voorheen in die tradisionele Christendom geheers het. En hierdie dinge het so subtiel plaasgevind. En dit het nie die afgelope 5 of 10 jaar nie, hierdie dinge het subtiel oor dekades gekom. En dat die tradisie nie meer die norm geword het nie, maar het die norm eerder geword hoe ek as individu 'n ding sien. Vroeger jare in die teologie het die mens gesê, ek vat my omstandighede en ek gaan na God se woord. En dit wat God se woord as bepalend sê, bepaal hoe ek my lewe gaan leef. En vandag is dit mooi andersom wat sê, ek kyk my lewe en dan gaan ek na die skrif toe en kyk wat ek daaruit kan uithaal, wat gaan bepalend wees vir my. Die eerste knelpunt is, die skrif word nie meer as die absolute gesag gesien nie. Ek weet nie wie van julle dit al in die kerklike en teologiese kringe gehoor. Die reformatie het gesê, skrif alleen. Nou begin die dinge verander, die skrif is nie meer so gesagvol nie, en kom ek gee 'n voorbeeld, want dalk verstaan jy nie heeltemal wat ek daarby bedoel nie. Vroeger jare was abortus sonde. Het die kerk gesê in tradisie, abortus is sonde, want God het reeds aan die begin 'n individu binne die moederskoot begin vorm. Toe die twee selle bymekaar gekom het, het God 'n individu gevorm. So het die kerk al begin verander. Progressiewe Christendom sê, ons neem nie alles in God se woord as die waarheid nie. Punte soos die Bybel is maar net 'n menslike boek, want die Bybel is deur mense geskryf. En dan die meer relevante kwessie, of dit wat deesdae baie aan die gang is, in die kontroversie wat daar onder mense is, mense binne die kerk, is die gay kwessie. Vroeger jare was dit die norm in die tradisionele kerk gewees, dat die Here se woord sê dis sonde. Vandag sê progressiewe Christendom, dis nie meer van toepassing op ons vandag nie. Vandag is dit anders. Ons kyk vandag anders daarna. Ek het selfs Ou Testamentiese teoloë hoor sê oor gedeeltes in die Ou Testament dat ons dit anders vandag moet vertolk as wat die mense van daardie tyd dit vertolk het. Die tweede knelpunt is gevoel teenoor feite. Progressiewe kerke lê meer klem op persoonlike ondervinding van 'n individu as wat tradisionele kerke meer klem lê op wat die skrif sê. Dit het ek nou vir julle gesê. Hoe ek voel, gaan haal ek uit die skrif uit.
en nie wat God se woord oor 'n saak sê nie. Ondersoekend gaan kyk in die woord wat sê God se woord hieroor nie. Vroeger het die kerk gesê, ons kyk na die individu, en dan wat sê God se woord. Ek het dit gesê, ek sal dit nie weer sê nie. Terwyl die moderne teoloog gesê, ons kyk na die individu se lewe, en dan maak ons dit op van toepassing. En die gay kwessie is vir my 'n geweldige baie goeie voorbeeld hiervan. Nog 'n kwessie wat sterk hoor, ek weet nie wie van julle dit ook al gehoor het nie. Ek kan nie glo dat die Here Jesus mense na die hel toe sal stuur nie, word daar gesê. Met ander woorde, dit wat persoonlik is meer van toepassing in plaas van dit wat die woord sê. Matteus 7. Ons het in 2 Petrus gelees. Die derde knelpunt is essensiële waarhede is op die herinterpretasie. Met ander woorde, waarhede in die skrif is nou oop om anders gesien te word. Ons dink nou anders daaroor as wat hulle dit in die verlede gesê het. Ek het dit al gehoor op fakulteit. Hierdie geslag het so gedink daaroor, daardie geslag dink so daaroor, so dink ons geslag weer so daaroor. En dan word baie keer die voorbeeld gebruik van 'n tafel. Daai individu staan daar en hy kyk uit daardie hoek na die tafel en daai individu staan uit daai hoek en hy kyk na daai tafel. En so kan ek op die ander twee hoeke presies dieselfde ding sê. Maar wat ons nie vergeet nie, die tafel bly die tafel. Die tafel gaan nie verander nie. Die probleem lê by die individu wat daarna kyk. Herinterpretasie byvoorbeeld vir die volgende wat ek al reeds gesê, homoseksualiteit, abortus wat ek reeds gesê het, selfs Jesus se maagdelike geboorte en die fisiese opstanding van die Here Jesus. Daar is miskien nie vanoggend van julle wat hier so sit wat sê, maar ek glo in die opstanding en ek glo in die maagdelike geboorte van die Here Jesus. Weet julle hoeveel teoloë in Europa glo nie meer in dit nie? Rudolf Bultmann, een van die groot Duitse teoloë, het dit 'n baie snaakse naam gegee. Ontomologie. Ons moet dit geestelik verstaan en nie letterlik verstaan nie. Hoekom noem ek vir julle hierdie dinge, mense, want hierdie dinge gaan subtiel al meer in die kerk insluit. En ek kan nie stil bly om vir julle te sê, maar dit is nie die waarheid nie. Ek moet julle blootstel aan die dinge wat daar besig is om te gebeur. Ontomologie word so binne die progressiewe Christendom verstaan. Dat Jesus gebore was, want die stories is daar baie bewyse, selfs in nie buite Bybelse bronne praat hulle van Jesus se geboorte. Maar die maagdelike geboorte word ontken. In die geskiedenis en buite Bybelse bronne praat van die kruisiging van Christus en dat hy gesterf het. Ons weet dit. Maar nie die opstanding. Die opstanding word ook bevraagteken. Die hel is nie so letterlik nie, want ons beleef eintlik die hel op aarde. Ek wil amper vir jou sê, as jy vanoggend so glo, dat as jy die lewe hier sou verlaat, dan sou jy vra, maar waartoe gaan almal dan?
Die 4de knelpunt is dat historiese terme anders verstaan moet word. Histories het ons gesê, die Bybel is absoluut die geïnspireerde woord van God. Teenoor die progressiewe Christendom, dat sê dat die Bybel maar net soos ander geestelike boeke ook geïnspireer is. Dit wat die kerk geglo en bely het, is besig om te verander. Tradisionele godsdienst het die Bybel gesê, wit is wit en swart is swart. Vandag het hulle wit en swart by mekaar gesit en wat kry ons? Grys. Daar's grys areas. Die absolute geïnspireerde woord van God word bevraagteken in al hierdie goed wat die teoloë in kerke en pastore en predikante begin bevraagteken. En baie mense sit ongelig in kerkbanke en verstaan dinge omdat Hosea 4 vers 6 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Terme soos liefde word anders gedefinieer. Soms maak ek die tyd om elektronies na die kerkbode te gaan en te gaan lees. Doen julle self die guns en gaan lees die artikels daar. Die mense in ons kerk wat ten gunste is van gay. Mense, ek skiet nie 'n gay mens af as mens nie. Wat baie van hierdie mense vergeet, ek het getuienisse op my foon van gays en lesbians wat die Here se lewe heeltemal kon verander het. En hulle laat altyd na om dit vir mense te gee en te speel en te hoor dat die Here kan mense verander. Dan lees ek hierdie artikels van mense wat pro-gay is. Dan vat hulle die woord liefde wat in die Bybel voorkom, die agape, die philos. Daar's ten minste 4 Griekse betekenis. Ek kan hulle nie almal phero wat in die Grieks voorkom wat verskeie forme van liefde uitdruk. Dan vat hulle hierdie woord liefde en dan skryf hulle 'n artikel. Maar gaan lees mooi die artikel, daar word nooit na God se woord verwys binne die artikel nie. Dis net 'n artikel. Die liefde word nou meer aangenaam of meer aanvaarbaar. Is nie konfronterend nie en stem saam met alles. En dan word daar dinge gebruik soos, maar die Here sal nie mense straf nie. En hy sal ook nie mense na die ewige hel toe stuur nie. Dis ook nie my werk om oor sonde te praat nie, het ek ook al mense hoor sê. Dis die werk van die Heilige Gees om daai een te oortuig. Dis waar. Maar jy gebeur die Here gebruik mense om met ander mense te praat. Die Here werk deur mense om mense te oortuig van sonde. Ek gebruik altyd so graag Jesegiel 3. Maar ek wil vanoggend 'n deel in die Nuwe Testament gebruik. Veral oor onvergewensgesindheid. Matteus 6 lees ons staan daar waar die Here Jesus is, toe hy sy disippels die gebed geleer het, hy gesê, Vader, vergeef ons soos ons
ook die vergewe wat teenoor ons oortree. Dan 'n entjie verder in die bergpredikasie, dan vertel die Here Jesus die volgende gelykenis. En die gelykenis het net op toepassing op mense wat nie kan vergewe nie. Luister mooi. Hy vertel van 'n man wat 'n koning, 'n hofdienaar wat 'n koning of 'n belangrike persoon baie geld geskuld het. En toe laat haal die koning die man en hy bring hom voor en sê, gooi hierdie man in die tronk, hom en sy vrou en alles in die tronk, totdat hy betaal het wat hy betaal het. Toe smeek die man om vergifnis en die koning kry hom jammer en hy skeld hom alles vry. En hy laat hom gaan en die man kom buite en hy kry 'n medediensknegt wat baie min aan hom skuld. En hy laat hom toesluit in die tronk en toe vertel hy die koning wat gebeur. En die koning vat hom en hy gaan doen wat hy oorspronklik aan hom het gedoen en sê die Here Jesus, so sal met die gebeur wat die een die ander een nie wil vergewe nie. Dan vertel hy, dit het begin by die gedeelte waar hy sy disippels, waar hy gesê met ons 7 maal vergewe, sê Jesus nee, 7 maal 70 keer. Teken nie 490 keer, dan hou jy op vergewe nie. Teken, elke keer hou jy op vergewe jy 'n ander persoon. Dit is die waarskuwing wat die Here Jesus self vertel het aan onvergewensgesindheid. En dis een van die knelpunte in die progressiewe Christendom. Ek moet net my attitude verander. Mense, jy gaan nie jou attitude verander nie. Johannes staan daar en die Jesus sê, eers as die Seun van die mens gekom het, dan sal hy jou waarlik vrymaak. Gaan lees daai tweede hoofstuk in 2 Petrus 2, waar daar staan, soos 'n hond terugkeer na sy eie drek, sê die ou vertaling, soos die een wat bly voortleef in die sonde. Of soos 'n sog in die modder gaan rol, laat die modder aan haar kleef, soos die een wat aanhou bly voortleef in die sonde. Ek gaan julle vandag waarborg. As jy net die Nuwe Testament sou vat, gaan jy sien die Here Jesus spreek meer sonde en hy praat meer oor die hel as wat hy oor die hemel praat. Gaan kyk dit. Hoekom? Om ons te waarsku. Hierdie is nie om vir jou te gryp en vir jou te oordeel nie, want ek is 'n mens nes jy, maar hierdie is om vir jou te sê, hoor die waarheid, hoor julle wat is besig is om te gebeur in die kerk. Wat is die werklike liefde van die Bybel? Is dit is hy wat vir my aan 'n kruis gehang het, om my te verlos van die ewige verderf, my vry te maak van sonde. Dis liefde. Esegiel 3 gaan ek vanoggend vir julle sê, vertel. Ek het so 'n paar jaar terug toe preek ek in 'n ouete huis daar in Pretoria. En terwyl ons besig was om voorbereiding te doen, ek is nie 'n persoon wat net 'n Bybel oopslaan nie. Ek hou daarvan om konsekwent in my dinge te wees, want 'n ou kan so maklik dwaal as jy konsekwent, maar dit was vir my so 'n dag, die worsteling wat ek daardie dag met die Here gehad het. En ek het so op 'n stoel gesit en ek slaan my Bybel en hy val oop op Esegiel 3 en ek begin lees op die gedeelte wat oop is. As jy iemand sien sonde doen, of as jy goddelose sien sonde doen, en jy waarsku hom nie, en hy sterf in sy ongeregtigheid, sal ek sy bloed van jou hande eis. Maar as jy die goddelose sien sonde doen, en jy waarsku hom, maar hy hoor nie en hy sterf in sy ongeregtigheid, dan is sy bloed op sy eie hande en jy is vry. Ware liefde is dit.
of vir iemand te sê, nee my broer, nee my suster. Dis nie wat God se woord leer nie. Dis wat God se woord sê. Die 5de knelpunt wat ek vanoggend graag wil aanraak, die laaste een, en soos ek gesê het, ek wil volgende Sondag, gaan ek met in diepte bietjie met julle raak op hierdie knelpunte. Ons gaan bietjie meer op wat baie op vandag van toepassing is, wil ek baie graag aanraak. Is vir my die belangrikste. Hoor mooi. Die hart van die evangelie het nou geskuif na sosiale geregtigheid. Die hart van die evangelie het geskuif na sosiale geregtigheid. En hierdie skuif het so subtiel in die kerk ingekom, dat baie mense dit in die kerk nie eens besef nie. Nie eens weet dat dit reg onder hulle neuse plaasgevind het nie. In die vorige eeu, 18de en 19de eeu, het die kerk baie sterk klem gelê op die sendingbeweging. Tye van Andrew Murray, Jonathan Edwards, Jonathan Brainerd, Charles Wesley, Jonathan Whitfield, almal groot manne uit die herlewingsgeskiedenis van die kerk, van die Here Jesus. En was daar 'n geweldige sendingpoging in die kerk in die wêreld gewees in die 18de en die 19de eeu. Dat manne soos, ek het nou sy naam vergeet, maar hy was die stigter van die China Inland Mission, wat in die 18de eeu ontstaan het, en wat vandag nog steeds die grootste sendingbeweging in China is, die China Inland Mission. Ek sal nou op sy naam kom. Hy het geleer vir 'n mediese dokter. Hy het sy land verlaat. Hy het so Chinese aangetrek, hy het onder Chinese geleef, en hy het die evangelie in China gebring. Hy het mense uitgenooi, in die grootste sendingbeweging in China het die Here tot stand gebring. Luister nou mooi. In 1960 het die Katolieke Kerk, wat die grootste kerk in die wêreld is, die klem verskuif na die ekumeniese beweging, en dit wat ek nou gesê, die sosiale beweging. Die hart van die evangelie is geskuif na die sosiale beweging toe. Wat is die hart van die evangelie? Lukas 19 vers 10 sê Jesus, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dit het Jesus kom doen. 1960, synode van die Katolieke Kerk, groot synode, verskuif hulle die klem van die sendingbeweging na die ekumeniese beweging toe. Ons sien dit vandag baie sterk in ons kerke. Ons moet barmhartigheidswerk doen. Ons moet binne die ekumene van die mensdom in ons omgewing betrokke raak, dis waar. Maar ons het die ekumeniese beweging die hart gemaak. In plaas van dit wat Jesus aan die kruis kom doen het. En daar word vandag baie sterk klem gelê op die fisiese nood en sielkundige nood van mense. Dat die hart van die evangelie agtertoe geskuif word. Dit het alles op die agtergrond geskuif.
Ek het al die punt gebruik. Ek dink ek sal dit dalk vanoggend weer wil graag gebruik. As ek vir iemand wat HIV positief is en besig is om dood te gaan, wat ek op straat kry, en ek gee vir hom alles wat hy nodig het, sy fisiese nood, en ek voorsien in sy sielkundige nood. Maar ek het Jesus nog nooit aan hom gebring, die mense het eintlik niks vir hom gedoen nie. Paulus sê wel, skryf hy in een van sy briewe wat hy sê, as jy sê, iemand het honger, gee vir hom eers kos om te eet. Maar Paulus het nie gesê, daar stop jy nie, hy sê, dan bring jy die evangelie vir hom, sodat hy nie kan konsentreer op sy honger nie, maar dat hy die woord van God kan hoor. Die kerk het geskuif van die sendingbeweging na die ekumeniese beweging. En ek weet, baie van julle het dit nie eens geweet nie. En dat hierdie dinge al hoe meer subtiel in die kerk besig is om in te kom, en ek gaan volgende week graag vir julle 2 of 3 video kort klips wys, wat ek glo julle het nodig om te sien. Dit het so erg geraak, en ek sluit hiermee af. En ek sê sogenaamde kerk, want ek reken my nie daarby in nie. Dat die sogenaamde kerk selfs met ander gelowe begin hande vat. Hoor julle mooi wat het gebeur? Die hart van die evangelie het geskuif na die ekumeniese beweging. So dit wat Christus Jesus kon doen, het op die agtergrond geskuif. Dis hoekom mense nou met ander gelowe kan werk, of saam hande kan vat, in plaas van om die evangelie na hulle te bring. Dis jou opdrag. Amen. Kom ek sluit ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord. Here, gee dat hierdie woord inslag in hulle wat gehoor het, wat ek vanoggend gesê het, sal vind, Here. Dat die Gees van God dit aan hulle hoorbaar sal oopbreek, Here. Dat hulle sal verstaan en besef, maar wat het eintlik gebeur? Wat is eintlik aan die gang? Wat het die afgelope dekades onder ons neuse gebeur? Dat ons die kerk besig is om dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het te minag. Vergewe ons, Here. Kom was vir ons skoon, Here, van daardie sonde. Die vreeslike sonde. Dat die kerk nog steeds ekumeniese werk sal doen, maar dat die kerk sy fokuspunt, die sending, beweging weer na vore sal bring. Die hart van die evangelie.